Ons vra soms, wat is die wil van God? Nou, ons kan verseker weet wat die wil van God is volgens sy woord in die Bybel, as jy tot ware berou, goddelike berou gekom het, dat jy teen 'n heilige God sondig en jy tot bekering gekom het en onder oortuiging van die Heilige Gees tot berou gekom het en vir die Here jammer gesê het en gesê het dat jy verlore is en hy jou tot wedergeboorte gelei het deur sy Heilige Gees, dan kan jy weet wat sy wil is. En dit is baie belangrik vir ons om te groei as Christene. Hierdie is sy wil vir jou. En die eerste een is om te bid. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid gedurig. En die tweedens, lees jou Bybel daagliks. In Psalm 119 vers 9 tot 11, lees ons, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, of haar lewe skoon hou, deur hom of haar te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. In 2 Timoteus 3 vers 15 en 16 lees ons ook dat die Heilige Skrif kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek wat vir jou vreugde gaan bring in Christus deur die Heilige Gees. Die derde ding is om gehoorsaam te wees wat jy lees. Jakobus 1 vers 22 tot 25, julle moet doen wat die woord sê en dit nie nie net aanhou nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk of haar gesig in 'n spieël kyk en sy bekyk haarself in die spieël en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy of sy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom of haar daaraan hou en nie vergeet wat hy of sy hoor nie, maar dit doen, sy of hy sal gelukkig wees in wat hy of sy doen. Vierdens is, raak betrokke by die kerk. In Hebreërs 10 vers 25 lees ons, wat die Here se wil is, ons moenie die samekomste van die gemeente daarvan af wegbly nie, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Vyftens, getuig van jou redding. 1 Petrus 3 vers 15, in julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus, die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons gered is uit genade. U wat 'n heilige God is, Here, vir deur die Heilige Gees in ons goddelike berou bewerk, Here, wat ons tot geloof en wedergeboorte gelei het. Help vir ons om daagliks onsself te bekeer, Here, van dinge wat ons dink en sê en doen, wat nie U behaag nie, wat die Heilige Gees bedroef. Asseblief, liewe Heer, help vir ons om gehoorsaam te wees. En Here, mag ons nederig wees om te kniel en te erken wanneer ons, Here, U bedroef, Here, en dat ons aan U woord gehoorsaam wil wees, omdat U ons seën, Here, die blydskap en die vrede in Christus, Here, is
dit oortref alles en ons weet ons het 'n ewige heerlikheid saam met U eendag in die hemel. Amen.